Martie, julle kan julle sitplekke neem. Asseblief kom vorentoe. Martie het 'n kort getuienis wat sy net met elkeen wil deel van die Here se goedheid. En het was so lekker om dit vanoggend te hoor. So Martie, asseblief deel dit met ons. Dit is voorwaar 'n voorreg om te kan sê die Here is goed. Want ons het 'n goeie Vader. Ons het 'n vakansie laasweek gehad saam met my hele familie en ons is Ballito toe. En ons het 'n awesome tyd saam met die Here daar gehad. En op pad terug het ons besluit om by Howick te stop vir ontbyt, want my broer sou weer Vrydag aand werk. Nou gaan ons net vinnig daar etetjie eet, want ons moet vroeg ry. En ons het gery, alles was lekker, goed, en toe ons by Howick kom, toe besluit ons, op onverklaarbare rede, nee, ons gaan nie daar stop nie, ons gaan maar op Harry Smit eet. En op die pad kry ons dat die pad geblok is, en wat die verkeer afgeblok is, en ons moet 'n ompad vat. En my broer sê, ag, dit maak nie saak nie, hy ken die pad, want hy het toevallig daar getoer. En ons ry die ompad, en ons gaan op die pas, daarby van Renenspas, maar ons kon nie van Renenspas vat nie, want die pad was toe afgeblok, maar ons kry 'n bietjie verkeer, maar nie 'n stilstaande verkeer nie. En ons ry op die pas, lekker rustig, gemaklik, en toe ons bo kom en ons kyk af onder toe, toe is dit net verkeer. En toe ons deur die pas is, die ompadpas nou is, en dat ons uitkom, toe kom die messages deur, want ons het nou nie opvangs gehad op die fone daar nie, van wat hulle ons laat weet het, die pas is toegemaak. Die tolpad is toegemaak. So sou ons op Howick gestop het en geëet het, sou ons miskien 'n uur later gery het, want ons weet nie vir hoe lank op die pas gesit nie. So die Here het eenvoudig geweet die pad is toegemaak, en hy het ons 'n ompad gevat, sonder regtig 'n swaar verkeer, enige gevare, en hy het ons van daar af, okay, toe was nou al die trokke natuurlik op die toegemaak. So ons het sonder enige swaar verkeer tot by die huis gery. En al die eer kom die Heilige Gees toe. Prys die Here, is hy nie goed nie. Ons gaan offergawe opneem. Ek wil vanoggend vir jou sê, dankie dat jy vanoggend hier is. Dit is vir my amazing om elkeen hier te sien. Dit is vir my so lekker as hier so baie mense is. So, kom ons neem dit wat ons aan die Here wil gee, en die Bybel sê, die Here het 'n blymoedige gewer lief. Iemand wat bly is in sy hart om te gee. En dan kom ons seën ons saad. Vader, dankie dat ons die voorreg het om aan U te mag gee van ons finansies. En Here, dankie dat ons kan terugsaai in die koninkryk. En om te weet, Here, met 'n absolute vertroue dat daar ongeredde siele, ongekerkte mense sal inkom, Here, dat lewens sal verander, dat daar transformasie sal plaasvind in harte. Ons eer die Vader in Jesus naam. Amen. Amen. Julle kan die offergawe opneem. Julle geweet, dis deel van die doel van kerk, is sodat harte getransformeer sal word. Nie sodat ons sal goed lyk en al die dinge nie, maar dat harte getransformeer sal word. Dat lewens sal verander. Wie van julle se lewens het nog nooit verander van dat jy die Here dien nie? Steek gou op jou hand as jou lewe al verander het. Ok, daar is daar 'n paar. Ja, as jou lewe nog nie verander het, die gaan ek nou vir jou hande oplê, hoor. Ek weet, ek was stout, nee. Nee, ek glo elkeen van ons wat hier sit, elkeen van julle wat hier sit, sy harte is al aangeraak deur die Here, deur sy woord, en daar het verandering plaasgevind. En David skryf, hy sê, Lord, give me the joy of my salvation. My gebed vir jou is dat jy die vreugde van jou redding altyd sal hê. En dan sê ons welkom aan elkeen wat by ons livestream inskakel vanoggend. Dis vir ons 'n voorreg dat jy deel is van ons. Comment asseblief, share die boodskap oral waar jy gaan. Ek gaan vra dan vir die kinders om vir my kruiskiets toe te gaan sodra ons die offergawe opgeneem het. Al die kinders wat nou op vakansie is, skole is klaar, kan ek 'n shout kry vir die omdat die skole klaar is? Ok, hulle wil terug gaan skool toe.
Daai tiener se stem is besig om te breek, want dit was so vreemde, beserige klankie wat daar uitgekom het. So moe. Ja, so dit is my seun wat sy stem besig is om te breek is. Dis pret, hoor. So ja. Damien? Ek kry hom nie hier van vooraf gewerk met my liedjie nie. Ek wil gou vir julle 'n liedjie speel. Net so 'n stukkie. Books further down. So 'n paar duisend jaar terug is daar 'n man gebore, 'n seun gebore met die naam Jesus. En toe hy gebore is en die profeseë word waargemaak dat dit die seun van God is wat gebore is, toe verklaar die duiwel oorlog. En die dag toe hy hom aan die kruis laat sterf, hy het dit georkestreer het dat mense hom aan die kruis vasnaal en hy sterf, toe sing die duiwel, another one bites the dust, and another one, and another one, and another one bites the dust. Verstaan, dis hoekom ek die liedjie speel. Maar hy het nooit geweet dat die seun wat gebore is, sal weer opstaan nie. En vanoggend wil ek vir jou sê dat Jesus is die een wat dooie lewens laat opstaan. Wat dooie lewens laat transformeer, wat dooie lewens lewe gee om op te staan. Maar vanoggend wil ek met jou deel dat hy is gebore om te sterf. Die dag toe Jesus gebore is, wie van julle het jou eerste kind of jou kinders vasgehou, daai pinkvoete? Daai julle hulle, daai sagte lyfies, vir die wat nog nie kinders het nie, hou vas, dit kom nog eendag. Maar daai pinkvoete, daai sagte lyfie. Dit is my interessant, die dag toe Maria vir Jesus so vashou teen haar bors, en sy oor sy voete streel, en sy oor sy handjies vryf, en haar vingers oor sy voorkop gaan, het sy nie geweet, dat dit is die voete waardeur die spykers geslaan gaan word nie. Sy het nie geweet, dat dit is die hande waardeur die spykers geslaan gaan word nie. Sy het nie geweet, dat dit is die een se koppie wat sy vryf, waarop 'n doringkroon gaan sit. Sy het dit nie geweet nie. Wie van julle het julle kinders vasgehou en geweet? Hierdie kind is bedoel vir iets meer. Maria het in haar hart geweet, hierdie seentjie is bedoel vir iets meer. Maar sy het nooit geweet wat nie. Jy sien, en as ons Kersfees, as ons hierdie Kersseisoen ingaan, en ons weet, dis nie die datum nie, ons weet, ons vier nie die regte datum, is okay, maar dis belangrik om te weet dat hy is gebore. Maar die doel hoekom hy gebore is om te sterf. Luister, lees gou saam met my, as jy kan in 1 Timoteus 1 vers 14 tot 15. Daar staan, hoe oorvloedig was die onverdiende goedheid van ons Here nie, en hoe het hy nie my nie oorgelaai of oorlaai met geloof en my en met die liefde wat ons deel word wanneer ek moet stil staan, dan sal ek kan fokus op hierdie blad, hierdie goed hier voor my, want elke keer as ek so voor te beweeg, dan verloor my oë fokus, so jammer ek lees so hakkerig, volgende gaan nou doodstil staan. En met die liefde wat ons deel word, wanneer ons aan Christus Jesus verbind word nie. Dit is 'n betroubare boodskap, een wat verdien om ten volle aanvaar te word. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te red, en ek was die ergste van hulle almal. Paulus skryf hierdie woorde aan Timoteus, en dan sê hy, hierdie seun is gebore om te sterf. Jesus was gebore om te sterf.
Jy en ek is gebore met 'n doel, maar nie dieselfde doel as Jesus nie. Hy was die enigste een wat gebore was om te sterf vir soveel se sondes. Nou, interessant, Paulus skryf aan Timoteus hierdie brief in 1 Timoteus en Paulus het die kerk in Efese, want Timoteus was die kerkleier van Efese gewees, in Efese. En hy skryf hierdie brief aan Timoteus en hy het hierdie kerk geplant en hy het geweet wat 'n bose plek die stad Efese was. Jy sien, Efese was een van die grootste stede in die omgewing van daai tyd. Dit was amper soos 'n metro gewees, nou nie heeltemal so groot nie, maar dit was amper soos 'n metro in vandag se tye en dit was 'n booming stad, dis amper soos Kaapstad nou is. Dit was altyd Johannesburg en Pretoria, nou hoor ek hulle praat van Kaapstad as die stad wat die vinnigste, wat besig is om te groei. Sien, dit is soos 'n stad wat gegroei het, 'n wêreldstad, en daar was allerhande uitkyke op die lewe, allerhande gelowe, allerhande dinge wat plaasgevind het daar. Een van die grootste geboue wat gebou was die tempel van Artemis gewees. Wat gebou was juis vir die godin Artemis. En mense het daar gaan aanbid. Nou Artemis was in essensie die godin van vrugbaarheid. Van vrugbaarheid van landbou, van vrugbaarheid van al die sektore. Maar mense het as priesters in die tempel gaan werk. En ek het vir Damien beloof, ek sal nie die woord gebruik wat hulle daar aangevang het in daai tempel. Maar hulle het hulle self, die priesters het hulle self eintlik maar geprostitueer. Hulle het hulle self uitgeleen aan seksuele prostitusie. Mans en vrouens het priesters geword daar, so die mans moes eers so 'n klein operasietjie deurgaan voor hy daar binne kon 'n priester wees. Maar dit was 'n losbandige leefstyl. Dit was die leefstyl wat gedikteer was deur hierdie geloof aan Artemis. Dit was regtig 'n losbandige plek. Selfs mense wat misdadigers was, moordenaars, diewe, het hulle self aan die tempel gaan gee. En dan het hulle self as priesters gedien. En hulle kon wegkruip, want jy kon nie raak aan die priesters wat in die tempel van Artemis raak, as jy 'n priester daar binne was nie. Maak nie saak of jy 'n moordenaar was, of 'n verkragter, of 'n molesteerder, wat ook al jy was, jy kon agter daai geloof wegkruip. En Paulus plant 'n kerk in hierdie landstreek. En op 'n stadium, hy praat die hele tyd van die onsigbare God. Wanneer hy die kerk plant, is dit al hierdie, is amper soos heksery wat plaasvind. Ongoddelike goed wat daar plaasvind. En hy bedien daar, en daar word 'n kerk geplant, en hy lei op 'n stadium so 'n bietjie die kerk, en op 'n stadium word Christenskap die hoofgeloof. Want Paulus kom in en hy kom doen wonderwerke. Mense word genees. Demone word uitgedryf. Hy gaan direk teen die beelde van Artemis wat gemaak word. Hulle is verskriklik kwaad vir hom op 'n stadium. Omdat hy teen hierdie beelde gaan. Die ouens wat hierdie beeldjies maak geld daaruit. En op 'n stadium dan begin hy hulle geld verloor as gevolg van Paulus se leringe, van Christenskap wat opstaan. In 'n sekere sin word Christenskap die staatsgeloof in Efese. En Paulus aan die einde van sy lewe skryf hy aan Timoteus hierdie brief. En hy sê, Timoteus, ek wil vandag vir jou sê, dat moet nooit vergeet die betroubare boodskap, dat Christus het die wêreld ingekom om sondaars te red nie. Hy sê, onthou net hierdie ding, dat Christus Jesus is gebore om te sterf. En ek wil vanoggend dit vir jou sê, uit die mond van Paulus uit, dat Jesus was gebore om te sterf. Ons mag sy geboorte vier, want dit is belangrik. Maar net so mag ons ook sy sterwe aan die kruis en sy opstanding vier, want hy moes gebore geword het om te sterf. Hy moes gebore geword het om te sterf en op te staan. Jy sien, maar ek en jy moet weet dat die doel wat Paulus aan Timoteus skryf word in vers 5 vasgevang. Hy sê die doel van my opdrag
is dat al die Christene daar vervul sal wees met liefde uit 'n rein hart, uit 'n skoon gewete en 'n opregte geloof. En vanoggend wil ek vir jou vra, hoe lyk jou liefde? Hoe lyk jou hart? Hoe lyk jou gewete? Jy sien, ons kan vandag vir mekaar sê, ek het lief, maar ons liefde het perke. En die een wat gebore was om te sterf, wys vir ons hoe om lief te hê. Hy wys dat dit moontlik is om lief te hê te midde van omstandighede. Hy wys dat ons kan lief hê, en Paulus skryf van hom, hy sê, onthou net dat jy kan lief hê as gevolg van die een wat gekom het om te sterf. Maak nie saak wat die gelowe is, maak nie saak wat mense glo nie, maak nie saak wat in jou lewe aan die gang is nie, maak nie saak wat se seksuele wanmisbruike daar is in ons wêreld vandag nie. Daar's een ding waaraan ons mekaar moet herinner. Die doel is dat ons uit 'n rein hart moet lief hê. Hoe kry ons dit reg? Deur vas te hou aan Jesus. Deur te vra dat die Heilige Gees ons harte sal vul met sy liefde. Want hy is die een wat sy liefde ons uitkyk verander op dinge. Hy is die een wat ons harte verander, sodat dit rein kan wees. Wie van julle se harte is rein vanoggend? Wie van julle kan hier sit en sê my hart is heeltemal rein? Steek gou op jou hand. Niemand nie. Ja. Al het jy gedink daai ou is 'n ploert wat verby jou ry omdat hy oor die stopstraat ry of wat ook al. As jy vergifnis deur die bloed van Jesus het en jy vergifnis vra, dan is jou hart weer rein. Dawid is 'n vieslike ouetjie man, en die woord sê dat hy was 'n man na God se hart. Ek meen, hy staan op sy dak en hy kyk porn. Dis nou in vandag se terme, okay? Hy staan op sy dak en hy kyk porn. En hy laat haal die vrou. En hy maak 'n ek weet nie wat noem hulle daai flieks nie. Hy maak 'n porn movie, maar dit is gelukkig nie op film vasgevang nie. Jy sien, en verder gaan hy en hy laat maak haar man dood, omdat hy droog gemaak het. Hy laat sit haar man, hy sit Batseba se man voor in die voorste linie, sodat hy sterf in die oorlog. En hy's die een wat die Here sê, hy's 'n man na my hart. Hoorie, as jy my vrou iets aandoen, gaan ek jou iets aandoen. Ja, ek mag dalk 'n bakkie leen en boer omry. As ek die man was. Jy sien maar, hy weet wat dit is om te sê, Here, skep in my 'n rein hart en gee my weer 'n standvaste gees. Hy weet wat dit is om te bely voor die Here. Hy weet wat dit is om sy hart reg te kry voor die Here. En dit is wat Paulus vir Timoteus skryf. Hy sê, die een wat gebore was om te sterf, maak dit moontlik vir ons om rein harte te hê, om volkome lief te hê, om opregte geloof te hê. Wat is opregte geloof? Die beste beskrywing wat ek het van opregte geloof is geloof van 'n kind. 'n Kind wat voor jou kom staan en sê, Papa, mamma, sal jy vir my dit doen? Sal jy vir my dit gee? En jy as ouer sal alles in jou krag doen om dit vir jou kind te gee, al weet jy kan nie noodwendig nie. Jy sien, jou en my geloof moet daar wees. Maar dit kan nie daar wees sonder Jesus nie. Dis hoekom dit so belangrik was dat hy moes kom. Die verdere doel is in vers 19. Hou styf vas aan jou geloof. Dis wat Paulus vir Timoteus skryf. Hy sê, hou styf vas aan jou geloof. Hou altyd jou gewete skoon, want sommige mense het opsetlik hulle gewete eenkant gestoot. En as gevolg daarvan het hulle die geloof skibreek gelei. Nou hoor gou mooi. Ek weet in vandag se tye is dit moeilik om Here te dien. Ek weet is taaf in die wêreld. Ek weet die wêreld is de mekaar. Maar is juis in sulke tye waar ons aan hierdie boodskap moet vashou, dat daar is een wat gebore is om te sterf, om vir ons lewe te gee, sodat ons werklik waar kan lief hê. Want liefde is wat dinge verander. Sodat ons opreg kan wees in ons geloof. Julle, ons hoef nie fake te wees in ons geloof nie. O, Here. Ek sê nie dis fake nie, maar daar's baie mense wat met die Here speel, met geloof speel, en ek en jy moet besef dat Jesus
toe Maria hom vasgehou het, as baba, het hy 10-1 geweet, wat is die doel waarvoor hy gekom het. Toe hy groot geword het, het hy 10-1 geweet, hy moet eendag kruis toe gaan. Hy het geweet, hy het tussen die mense geloop wat droog gemaak het, en hy het geweet, ek gaan vir daai ou, en daai ou, en daai ou, en daai ou, en daai girl, en daai mense sterf. Hy het 10-1 teen my en jou al reeds in die oog van die ewigheid gesien en geweet, ek gaan vir daai een sterf. Ek gaan vir hulle sterf. Maak nie saak wie of wat hulle is nie. Maak nie saak hoe die wêreld hulle verdraai het nie. Ek gaan vir hulle sterf. En ek moet vandag, ons moet mekaar herinner, dat Christus het gekom om te sterf. En ek en jy kan vashou aan daaraan. Jesus het aarde toe gekom om God aan die mensdom te openbaar. Hy het gekom om ons die waarheid te leer. Hy het gekom om die wet te vervul. Hy het gekom om vir ons 'n goddelike koninkryk te offer. Hy het gekom om vir ons te wys hoe om te leef, hoe om werklik te leef. Hy het gekom om God te openbaar en sy liefde. Hy het gekom om vrede te bring. Hy het gekom om die siekes gesond te maak. Hy het gekom om na die behoeftiges toe te bedien. Want julle geweet, hy kon al hierdie goed gedoen het, sonder om aarde toe te kom. Hy kon al hierdie dinge doen, sonder om vlees te word. Maar hy word vlees, juis om die absolute doel tentoon te stel vir die mensdom. Deur mens te word, kom hy om te sterf, om versoening te bring tussen ons en God. Om die absolute doel te word, die vervulling van die wet, wat die wet vra. Sodat ek en jy nie meer 'n skeidsmuur het tussen God en ons nie. Sodat ons kan weet, dat ons kan leef. Johannes 3:16 sê, want so lief het God die wêreld gehad. Julle ken nie die skrif 10 en baie goed. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jy sien, hy kon al daai dinge doen, sonder 'n mens te word. Maar hierdie kon hy nie doen, sonder menslike vorm nie. Sodat ek en jy nie hoef verlore te gaan nie. Jy sien, al het Jesus gekom, en was dit bose mense, wat 'n plan gemaak het, om Jesus dood te maak. Kan ons nie aan tragedie vashou, in sy dood nie. Want dood is nie lekker nie. Ek dink ons is bietjie meer omring daarmee vandag, as 5 jaar terug. Maar dood is nie lekker nie, maar ons hoef nie vas te hou, aan die dood en te dink, hoe tragies was dit dat Jesus gesterf het nie. Sy dood was nie tragies nie. Sy dood was daar om vir ons vreugde te bring. Om vir ons oorwinning te gee in hierdie lewe. Sodat ek en jy werklik waar kan leef deur die krag van sy opstanding. Sien in 1 Timoteus 1 vers 20, net van vers 19, dan praat hy van, dat ons nie in ons geloof moet skibreek lei nie. Maar in vers 20 dan sê hy, Hymenaeus en Alexander is 2 voorbeelde hiervan. Ek het hulle aan die Satan oorgegee, sodat hulle sal leer om God nie te belaster nie. Jy sien, hierdie 2 mense, Hymenaeus en Alexander, het die Christen geloof verlaat. En hulle het begin leer dat moraliteit is nie nodig nie. Morele kompas is nie nodig nie. Jy kan doen wat jy wil. Dit het begin strook saam met die leringe van die godin van die tyd. Dat jy het nie morele waardes nodig nie. Artemis het geleer, jy kan leef net soos jy wil. Losbandig. Maar Jesus kom om vir my en jou te wys dat daar moraliteit is. Sien, hierdie 2 begin wegbreek en hulle begin leer, dat hoor die moraliteit is nie nodig nie. Hulle begin leer dat Jesus is nie meer die sentrale punt van die evangelie nie. Hulle haal Jesus uit fokus uit en hulle sit die fokus op iets anderste. Klink dit nie so bietjie na goed wat vandag besig is om te gebeur nie? Dat mense sê, dat daar's baie paaie
na die hemel toe. Daar's baie maniere, jy moet net lief hê, dan sal jy daar uitkom. Jy sien, daar's ongelukkig Christene en kerke wat dit leer vandag. Dat jy kan hemel toe gaan sonder om Christus as sentrale fokus te hê. Ek onthou so 'n paar jaar terug het ek die voorreg om vir die eerste keer in my lewe te gaan jag. En ek sit so agter 'n vriend van my se geweer. En ek sien daai blesbokkie staan daar, so 230 meter van my af, en ek dink, almal het vir my gesê, dat as ek daai bok in die teleskoop hê, gaan ek begin bewe, en my hart gaan begin klop, en jy moet net rustig raak, want bokkoors is 'n lelike ding. En julle, toe ek onthou, ek het so in 'n krib gesit, en ek het die geweer so gerus, en toe ek die bok so in die skoop het, toe raak alles in my so rustig. Nou sê ek nie, ek's 'n moordenaar van bokke nie, hoor. Maar alles in my raak so rustig. En ek gebruik hierdie voorbeeld juis om dit te sê, dat wanneer ek en jy Jesus Christus in die fokuspunt van ons lewens het, dan kalmeer alles. Dan raak die wêreld stil. Want ons is so geneig om te kyk na alles om ons en half paniekerig te raak en te sê, maar wat gaan aan in ons wêreld? Die wêreld raak siek. Mense verloor fokus van Jesus af. Ek wil vanoggend, soos 'n Paulus, wat vir Timoteus sê, vir jou aanmoedig en vir jou sê, moenie Jesus uit fokus verloor nie. Want wanneer jy hom in fokus het, sal mense na jou begin kyk. Want hulle soek die ware evangelie. Hulle soek ware liefde. Hulle soek rein harte. Julle mense kan jou verstoot, omdat jy nie meer dieselfde waardes as hulle deel nie. Mense kan jou verstoot, omdat jy kies om sekere dinge anders te doen as gewoonlik, as wat jy dit gewoonlik sou doen, maar raai wat? Die dag, as mense besef, hulle het Jesus nodig, raai na wie toe gaan hulle kom? Na jou toe. Moenie soos 'n Hymenaeus en Alexander wees, wat fokus verloor. Maar wees die persoon, soos Paulus vir Timoteus sê, dat daar was 'n kind wat gekom het om gebore te word, om te sterf. Hou hom in fokus. Nie soos die ander nie, hou hom in fokus. Want wanneer jy hom in fokus hou, dan begin hy mense te trek. Hy wil jou gebruik om mense te genees. Hy wil jou gebruik om vir mense hoop te gee. Hy wil jou gebruik om waarheid te restoreer in ons wêreld waar ons is vandag. Want in die tyd van Efese was die wêreld boos. Maar ons is so geneig as mense om op die bose te begin fokus, dat ons vergeet wat die waarheid is. Dat daar's een wat gebore was om te sterf. Wat dooie lewens kan restoreer. Wat jou hart kan genees. Wat jou omstandighede kan draai. Wat vir jou en my wil sê, dat jy is meer as genoeg. Dat jy is goed genoeg. Ek wil vanoggend vir jou sê, Jesus het gekom in die wêreld wetend dat hy gaan sterf. Hebreërs 12 vers 2 sê, met die blydskap wat hom voorgehou is, het hy kruis toe gegaan. Nie een van ons gaan bly wees om te sterf nie. Maar Jesus het blydskap in sy hart gehad, wetende dat hy gaan sterf. Want hy het geweet, jy gaan vandag hier sit. En ek beleef in my hart, die Heilige Gees wys my hoe hy besig is om passie in jou los te maak. Hoe hy branding in jou hart bring, weer vir hom. Ek wil vanoggend vir jou sê, hou vas. Hou vas aan hom. Want hy weet waar jy is. Hou vas aan hom. As jou morele kompas. Hou vas aan hom. Want hy is die een wat blydskap gee en nie wegneem nie. Hou vas aan hom, want hy is die een wat die goeie nuus bring. En vanoggend, soos Paulus
vir Timotheus herinner het jare terug, wil ek jou herinner vandag aan dit. Dat hou vas aan Jesus. Hou vas aan Jesus. Want hy is nie net een wat 'n mens is dat hy sal lieg nie. Hy is getrou tot sy woord. Sal jy saam met my staan? Die Here wil weer vir jou nuwe passie gee. Nuwe vuur gee in jou binneste. En as jy vanoggend sê, Marius, ek het dit nodig. Sê saam met my jou hande uitsteek, want ek het dit nodig. Sê, Here, ek het nodig. Dat U weer vir my 'n rein hart sal gee. Ongeveinsde geloof. 'n Skoon gewete. Here, kom vul ons elkeen met die Heilige Gees. Kom vul ons elkeen met die liefde van Christus. Met daai liefde wat hom kruis toe gevat het. Met daai blydskap wat hom gedryf het buite die stadsmure om te sterf. Kom vul ons met daai liefde. Kom reinig ons harte. Kom gee ons opregte geloof. In 'n dag soos vandag. Here, waar ons na mense sal kyk en sal sien hulle het genesing nodig. Dat ons na mense sal kyk en weet hulle het vryheid nodig. Here, dat ons mense sal wees wat nie net sal kyk nie, maar dat ons mense sal wees wat die antwoord gee, die antwoord is waar ons leef. Here, ek bid vanoggend vir elkeen hier, dat U vir hulle begeerte in hulle hart sal gee, om vir siekes te bid, om demone uit te dryf, om genesing te bring. Here, maar nie net die begeerte nie, maar ook die wete dat U in beheer is, en dat U het vir 'n rede aarde toe gekom. Want toe U sterf, het U nie net in die graf gebly nie, U het opgestaan, Here, en het lewe kom gee. En mag elkeen van ons dit net indrink vandag. In ons liggame, in ons siel, in ons gees, Here. Mag ons dit indrink. Die liefde van God. Wat ons dryf om meer te wees. In Jesus naam. Ons verheerlik U, Vader. In die naam van Jesus. Amen. En almal sê, sit hulle die musiek ook sommer net so af, nie? Dis allemaal lekker. Julle, ek wil vanoggend vir jou sê, dat die Here roep jou, om die hande en voete van Christus te wees. Want Jesus het nie net gesterf, en in die graf gebly nie, hy het opgestaan. En hy het sy gees gegee, sodat ek en jy in dieselfde krag van die Heilige Gees kan funksioneer. Deur jou getuienis, deur jou lewe, vat 'n kans, bid vir iemand. As jy daar belang langs die see lê en jy sien iemand het seer, stap na hom toe en sê vir hom, dude, ek weet is vreemd, maar kan ek vir jou bid? En dan bid jy vir hom. Want die Here roep jou en my om hande en voete van Christus te wees. Soos extensions van sy lewe. Kom ons sing saam, ons sluit af met hierdie liedjie. Na die tyd, daar is koffie en tee nog agter beskikbaar. As jy gebed nodig het, is jy meer as welkom om vorentoe te kom. Seën vir jou vir die res van die dag en onthou vanaand se Kersangdiens.